Psalm 55. Lees saam met my van vers 2 af. Hoor my gebed, o God. Moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my. My sorge gee my geen rus nie en ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek, verwoed stook hulle vyandskap teen my. My hart krimp in mekaar in my. Doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe. Ek het gedink, ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en in 'n woonplek soek. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. As ek en jy reken, dis net die moderne mens met sy oorlaaide program en met sy gekompliseerde lewenstyl wat aan stres en aan trauma lei. Dan dink ek moet ek en jy vanmôre gerus weer dink. Mense deur alle eeue heen is blootgestel aan skokervarings en bittere teleurstellings. Daar is haas, broers en susters, nie 'n tydperk in die geskiedenis van die mensdom waar traumatiese gebeurtenisse nie voorgekom het nie. Dit is soos die bekende spreekwoord lui, 'n verskynsel so oud soos die berge. In Psalm 55 het Dawid besluit om die pen op te neem en een van sy pynlikste ervarings op skrif te stel. Uit hierdie antieke skryfsel kan ons nie regtig agterkom wat presies plaasgevind het en wat die omstandighede van Dawid se seer was nie. Die fynere detail ontbreek ongelukkig. Maar wat ons wel kan agterkom en wat ons wel kan weet, is dat die psalmdigter deur 'n traumatiese ervaring gegaan het wat nie sommer in sy klere gaan sit het nie. Luister hoe verwoord hy dit wat met hom gebeur het. Hy sê in verse 3 en 4, my sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande. Vers 5, my hart krimp in mekaar in my doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe. Nou ek kan amper sweer, broers en susters, toe ek hierdie gedeelte voorberei het. As ek nie geweet het hierdie woorde staan net so in die Bybel opgeskryf nie, het ek gedink dis 'n beskrywing in gister se burger oor 'n onskuldige slagoffer wat vertel van een of ander gewapende roof of 'n gewelddadige kaping wat hy beleef het. Die uitdrukkings en die beskrywings wat die skrywer van Psalm 55 in sy teks gebruik, is presies dieselfde woorde en dieselfde beskrywings wat vandag nog vir 'n traumapasiënt gebruik word. Ek is hewig ontsteld. My hart krimp in mekaar in my. Doodsangs oorval my, die sweet van doodsangs. Skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe. Het jy al so iets in jou lewe beleef? Weet jy vanmôre waarvan die Bybelskrywer praat? Was jy al in jou lewe so getraumatiseer deur een of ander voorval of deur 'n ander mens, dat doodsangs jou oorval en jou hele liggaam begin bewe het? 'n Vroukie wat 2 jaar getroud was, vertel op 'n keer vir my hoe sy die liefde van haar lewe ontmoet het. Sy sê sy het van die staanspoor afgeweet. Hy's 'n buitengewoon stil en teruggetrokke mens, iemand wat nie sommer praat nie, maar alles benhou. As jy iets by hom wou weet, moes jy dit letterlik uit hom uittrek. Maar sy het tipies, soos alle jong verliefdes, geglo, dat as hulle eers die dag getroud is, sal sy stadig maar seker, op 'n positiewe manier, hom kan verander. Sy was verkeerd. In die eerste jaar van hulle getroude lewe het alles goed gegaan. Dit is die honeymoon fase. Daarna het dinge erg begin skeefloop. Hy het al hoe meer in homself ingekeerd geraak en tekens van neerslagtigheid begin toon. Sy sê dit was soos 'n sneeustorting, sy kon dit nie keer nie. Een middag toe sy van die werk afkom en die garage deur oopmaak, het hy daar gehang.
Sy sê dit het my gevoel of ek op daardie oomblik self dood gegaan het. Die grond het onder my voete uitgeskuiwe. Die skok was so groot, my hele liggaam het begin bewe. Daarna weet ek van niks meer nie. Lank na die begrafnis het sy vir die eerste keer by familielede verneem van die onbeskryflike pyn wat hy in sy binneste rondgedra het, wat hy met niemand gedeel het nie, met niemand oor gepraat het nie, ook nie met sy vrou nie. En op 'n dag het dit net te veel geword. Die barste is in die damwal geslaan en het besluit om 'n einde aan sy ewigdurende pyn te maak. Wat Dawid se lyding natuurlik soveel intenser gemaak het, broers en susters, is die feit dat die betrokke persoon of persone waarna in die Psalm verwys en wat al die leed aan hom besorg het, aan Dawid bekend was. Dawid se trauma het 'n baie spesifieke en 'n baie persoonlike vorm aangeneem. Sy trauma was veroorsaak deur 'n jarelange vriend wat gereeld saam met hom na die huis van die Here toe gegaan het. Hulle het aan dieselfde gemeente behoort, hulle het in dieselfde kerkbank gesit, hulle het saam by die tempel geoffer, hulle het dikwels saam gekniel en saam gebid. Gebedsmaats. En toe die dolk in die rug. Wat 'n trauma. 'n vriend of 'n vriendin, broer en suster, is tog iemand op wie jy kan staatmaak. Is tog iemand wat jy vertrou. Dis iemand met wie jy jou lewe deel. En daarom is 'n vertrouensbreuk tussen vriende of kollegas, of tussen 'n man en 'n vrou wat jare saam getroud was en in een huwelik gestaan het en onder een dak gebly het en in een bed geslaap het. Die seerste trauma wat 'n mens maar kan beskryf. My beste vriendin het agter my rug met my man in 'n affair gehad, sê iemand op 'n keer vir my. Die skok was so groot, sy kon dit nie verwerk nie. Hulle is kort na die tragiese onthulling is hulle geskei. Sy het haar vriendin vir hierdie onreg nooit vergewe nie. Die wrok en die wrevel sit steeds na al die jare na binneste soos 'n ongeneeslike gewas. My oom het my gemolesteer toe ek 9 jaar oud was, vertel 'n ander vroutjie vir my in die studeerkamer. En ek weet soms nie vir wie is dit die grootste skok om dit te vertel nie, die een wat dit aan my vertel of ek as die een wat dit moet hoor nie. Sy sê maar toe ek vir pa en ma daarvan vertel het ek 'n verskriklike pak slaag gekry oor dat ek die audacity gehad het om sulke blaatante leuns oor 'n goeie man soos my oom te vertel. 'n Bekende. En daarbey nog 'n familielid wat met moord weggekom het. Die gevolg is dat hierdie jong dogter besluit het, 'n onwrikbare besluit daarna geneem het, om nooit weer in haar lewe een enkele woord oor dit te rep wat met haar gebeur het nie. En toe sy tog uiteindelik na al die jare die moed by mekaar skraap en besluit om iemand met hierdie pynlike geheim te vertrou en dit aan my oorgedra het, was sy 'n vrou van by die 70 jaar oud. Weet jy wat is die ergste van alles, broers en susters? Sy het geglo dat wat met haar gebeur het op die een of ander manier haar skuld was. Vir al die jare loop sy met daardie ding in haar binneste. Ek het dit seker verdien, was haar presiese woorde aan my. Ek was te geskok om maar 'n antwoord daarop te gee. 'n Onskuldige mens, 'n slagoffer van 'n bekende man, 'n bekende familielid, wat vir dekades lank geglo het, sy verdien die lot wat haar te beurt geval het. Dit is 'n tragiek wat nie onder woorde gebring kan word nie. Maar dan weer, broers en susters, aan die ander kant, hoeveel mense sit daar nie dalk vanmôre in kerke reg oor ons land en reg oor die wêreld wat so oor God voel nie? Hoeveel maal moes ek dit in my lewe hoor? Hy straf my vir iets wat ek dalk lank terug onwetend gedoen het, 'n sonde waarvan ek nou nie bewus is nie. Daarom verdien ek die lyding, daarom verdien ek die smart, daarom verdien ek die ongelukkigheid. God weet seker maar. 'n tipe teologie wat my teen die bors stuit vandag. Mense wat deur 'n akute trauma gegaan het, broers en susters, sit gewoonlik ongelukkig agterna met die herinneringe. Jy sien, trauma het 'n erflating.
Elke trauma het 'n erflating, en dit is slegte herinneringe, afbrekende herinneringe, herinneringe wat jou lewe kan vernietig, wat jou lewe 'n nagmerrie maak. Elke keer wanneer jy jou oë toemaak, sien jy die hele prentjie weer voor jou geestesoë afspeel. Die detail van die ongeluk, die moordtoneel, die gesig van die inbreker of die kaper. Jy sien alles. 'n Vrou vertel vir my in die studeerkamer een aand hoe sy laat gewerk het en haar motor in die onderdakparkering gestap het. Dis toe dat sy deur 'n onbekende man oorval en verkragt is. Hy is nooit geïdentifiseer en nooit aangekeer nie, want sy gesig was bedek. Sy sê vir my, Dominee, weet jy wat die ergste van alles is? Ek kan vandag nog die sweetreuk van sy klere en sy lyf onthou. Dis 'n nagmerrie wat nooit ophou nie. Professor Bernard Lategan, wat jare gelede Bybelkunde aan die Universiteit van Stellenbosch doseer het in 2011 'n artikel geskryf waarin hy onder andere die volgende insiggewende opmerking maak. Ek haal hom woordeliks aan. Hy sê, om 'n moeilike en 'n gekwelde verlede te verwerk is geen eenvoudige saak nie. Hy sê daar is verskillende benaderings. Eerstens om te onthou en te gedenk. Tweedens om te onthou en reg te stel. Derdens om te onthou en te vergewe. Vierdens om te onthou en nie te vergewe nie. Vyftens om te onthou en te straf. Sestens om te vergeet en te vergewe. Sewende om nooit te vergeet nie. En laastens om die verlede te onderdruk of te ontken. Iewers in een van hierdie moontlikhede lê Suid-Afrika as 'n land en as 'n volk vasgevang in 'n groef. Elke mens wat deur 'n akute trauma gaan, het dit die aard van sy menswees, die vryheid om te kan kies hoe hy of sy die situasie vorentoe gaan hanteer. Wat met ons gebeur is erg genoeg, maar hoe ons daarop reageer, dit kan die verskil maak tussen 'n sinvolle en 'n totaal vernietigde lewe. Jy kan byvoorbeeld gaan lê en boedel oorgee. Of jy kan besluit om teen die vernietigende gevolge van jou trauma op te staan, terug te veg en aan te gaan met jou lewe. Jy kan met haatgevoelens in jou binneste vanmôre loop en kies om vir die res van jou lewe in bitterheid deur te bring, of jy kan besluit om jou oortreders te vergewe en jou doelbewus los te maak van wat agter is. Dit is trouwens die gesonde raad wat Paulus ook aan sy lesers in die gemeente van Filippi gegee het. The choice is entirely up to you. By hierdie punt is daar iets belangrik wat ek wil sê. Daar is gedurig mense, en ek wys nou nie vanmôre spesifiek vingers na groepe of individue nie, maar daar is gedurig mense daar buite wat vir getraumatiseerdes aanraai om maar liewe van alles te vergeet en te vergewe en aan te gaan met jou lewe. So asof dit die maklikste ding in die lewe is om te doen. Hoe is dit moontlik om te kan vergeet, broers en susters, as jy 'n gesonde brein tussen jou twee ore het? Net mense wat in 'n algehele geheueverlies ly of wat reeds breindood is, kan so iets regkry. Nie gesonde mense nie. En hoekom nie? Want ek en jy is nie soos rekenaars, waar jy nie die knoppie kan druk en sien daar alles in jou verlede is gedelete en jy begin op 'n splinternuwe skoon wit papier nie. So iets is nie menslik moontlik nie. Selfs 'n olifant kry dit nie reg om te vergeet nie. As jy iets sleg aan 'n olifant gedoen het, sê die kenners, gaan hy jou volgende keer onthou wanneer jy in die veld stap en hy jou raakloop. Verwag 'n verontregte olifant met sy ore plat langs sy kop in 'n verwoede storm loop. Moet nooit, maar nooit die fout maak om vir iemand wat deur 'n trauma gaan te sê, vergeet maar net alles wat agter jou is nie. Want dit is nie hoe dit werk nie. Die een ding wat van 'n trauma sleg
is juis die feit dat ek en jy kan onthou wat met ons gebeur het, en dit heel waarskynlik ook sal bly onthou tot die dag van jou dood toe. Dinge wat met ons gebeur, word soos prente in 'n boek in die onderbewussyn vasgelê, wat wel kan verander, sê professor Bernard later gaan in sy artikel, is ons verstaan van die dinge wat met ons gebeur het. Wanneer jy dit reg kry om jou trauma in 'n bepaalde konteks te plaas en dan sin daaruit te maak, dit is waar. Baie mense van die Anglo-Boereoorlog kon agterna en tot vandag toe nog nie die Engelse vergewe nie. Maar daar is wel wat sê ons kry dit reg. Vergifnis is geen maklike en goedkoop saak nie. Maar sal onmiddellik vir jou byvoeg. Ons sal tot die dag van ons dood toe nooit kan vergeet nie. En ek stem, broers en susters, as 'n trauma nie verwerk word nie, bly die prentjie in jou kop en in jou onderbewussyn altyd dieselfde. Dieselfde tafereel speel hom oor en oor. Maar met die hulp van kliniese en pastorale sielkundiges kan ons by 'n punt in ons lewe kom dat ons God dank deur 'n ander bril na ons traumatiese ervarings kyk. Dat ons deur 'n ander bril na die verlede kyk, dat dit moontlik is vir elke mens om dinge te kan verwerkingssin daaraan te gee. Volgende Sondag wil ek ietsie meer hieroor sê met ons afsluiting. Vereers wil ek jou gou vanmôre na Psalm 55 toe terugneem. Jy sien daar met Dawid iets gebeur wat met elke mens gebeur, wat deur 'n traumatiese ervaring gaan. En dit is dat Dawid hom opsluit aan alles en almal rondom hom wou onttrek. Dis asof 'n natuurlike reaksie. Luister hoe verwoord hy sy gevoelens in Psalm 55. Hy sê, ek het gedink, ag as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het. As Dawid hierdie Psalm 3-4 jaar later geskryf het, sou dit so geklink het, ag as ek maar geld gehad het, ek op die volgende Boeing geklim en Engeland of die Sinaï woestyn toe gevlug. Ek wil haastig probeer wegkom, sê Dawid. Wat Dawid in sy tyd ervaar mense in 2016. En dit is om tussen jou en die trauma ervaring, wat dit ook al is, 'n groot afstand so vinnig as moontlik te kry. Die skok van dit alles het hom in isolasie gebring. Dawid wou hom terugtrek en onttrek van alles en almal rondom hom. En heel waarskynlik is dit 'n sielkundige impuls. 'n Natuurlike reaksie van die brein wat maak dat mense na so 'n trauma-event iewers in 'n hoekie wil gaan sit, hulle self wil afsluit van mense en net alleen hulle wonde lek. Ek weet nie of dit reg is as ek dit so sê nie. Mense in die mediese en sosiale wetenskappe sal dalk 'n beter uitleg as ek hieroor kan gee. Maar jy verstaan in elk geval wat ek vanmôre vir jou wil sê. Die eerste reaksie, impuls is terugtrek. Om jou van tyd tot tyd aan 'n besige samelewing en 'n oorvol program te onttrek en vir 'n naweek iewers op die Knersvlakte in 'n ou klein plaashuisie te gaan bly, kan goed wees vir die siel. Ek sal dit aanbeveel vanmôre. Dis juist by sulke terugtrek aksies dat ons soms weer nuwe perspektief kry op die lewe, dat ons dinge net weer in die regte konteks kan plaas. Daar's niks beter vir die siel en vir die liggaam as 'n stil naweek by die see of iewers in die bosveld nie. Maar broer en suster, dis beslis nie 'n goeie ding vir mense wat deur 'n trauma gaan nie. 'n Terugtrek in die laar is so goed soos kapitulasie. Dis dan wanneer mense maklik in 'n bodemlose diepte versink en alle hoop uiteindelik opgee om gered te word. Dit bring my uiteindelik kortliks die kern van my gedagtes vanmôre, naamlik 'n eerlike en openhartige kommunikasie. Jim Rendon sê in sy nuwe boek Upside onder andere die volgende belangrike ding en ek onderstreep dit met rooi. Research shows that talking about trauma is an important step in healing from trauma, and that keeping emotions in has negative effects. Dit is 'n waarheid wat nie maklik oordryf kan word nie. Mense wat die ergste seer in hulle lewe ervaar en alles wil toemaak,
toesluit, wegsluit, opkrop, loop op 'n dun gespande kabel oor 'n duiselingwekkende afgrond. In die proses is dit nie jou gesondheid wat daaronder lê nie, dis ook jou siege wat gevaar loop om oorlaai te word. Net soos met 'n elektriese stelsel wat maklik oorlaai kan word, en ons weet dit baie goed in Suid-Afrika, sal jou trip switch ook met die tyd afskop. En dis dan wanneer mense in algehele donkerte sit. Om oor jou ervarings met 'n kundige en 'n betroubare persoon of persone te praat, is die eerste tree na innerlike heling. Dit is soos 'n dam wat tot barstens toe vol is en waarvan die damwal enige oomblik kan meegee. As jy die sluise oopmaak, kan die druk verlig word en kan selfs ander mense by daai wateruitlating baat. Die geleerdes het 'n groot woord daarvoor, hulle praat van katarsis. Dis dit wanneer binne is, uitbars na buitentoe. En met die paar minute tot my beskikking wil ek dus die volgende belangrike kanttekeninge maak. Eerstens, wil ek sê, moenie toemaak en alles binnehou nie. Maak nie saak deur watter krisis jy gaan nie. Maak nie saak watter probleem jy op hierdie oomblik mee worstel in jou lewe, in jou huwelik, in jou finansies, by die werk, waar ook al nie. Moenie toemaak en binnehou nie. Soek mense wat jy met jou lewe kan vertrou en praat openhartig oor jou trauma en hoe dit jou lewe impakteer. Al is dit hoe seer en hoe pynlik om oor die dinge van die verlede te praat. Dit is die genesingsproses. Maak oop, sit dit op die tafel, sodat jy en die ander persoon saam daarna kan kyk. Maar ek het ook 'n woord van waarskuwing vir jou vanmôre. Wees versigtig met wie jy praat. Ek hoor elke dag die gruwelooslikste dinge van mense wat hulle hart oopmaak teenoor mense en dan is dit die verkeerdste mense met wie hulle kon praat. Moenie jou diepste seer en jou geheime met mense deel wat dalk môre oormôre jou inligting in die gemeente rondstrooi of die kantoor waar jy werk of op straat waar jy bly nie. Praat met 'n betroubare persoon wat ten volle in staat is en mag ek bysê gekwalifiseer is om vir jou die regte leiding en die regte antwoorde op jou kwelvrae te gee. Moenie met enige een praat nie. En om oor jou trauma te praat is nie iets wat jy gou-gou op 'n oggend by Mackenbean in Tygervallei oor 'n koppie tee kan doen nie. Navorsing het ook 'n ander baie insiggewende feit aan die lig gebring. Ek weet dit, maar dit was vir my opnuut weer 'n lig wat aangegaan het. En dit is dat vroue in die posttraumatiese fase soms baie meer groei toon as mans. Hallo, is julle ore oop, die manne? Weet jy waarom? Een van die redes is dat vroue makliker as mans teenoor iemand anders oopmaak en hulle emosies eerliker verwoord. Hallo? Mans daarteenoor, soos die gemeente weet, kom van die planeet Mars af en hou dus outomaties alles binne. Dit wat met hulle gebeur, vat hulle onmiddellik na hulle eie persoonlike grot toe en gaan sit dan daar en broei till kingdom come. Mans praat nie graag oor hulle emosies en hulle pyn en hulle mislukkings nie, want hulle bestempel dit as 'n vernedering. Dit tas die manlikheid aan en daarom dus is mans die tipe spesie wat glo hulle kan meeste van die tyd al die dinge self regmaak in hulle lewe. Wat 'n illusie. Ek het 'n vriend daar by die gym. Onlangs het sy motor sy engine opgepak. Die gasket het geblaas en hy doen toe navraag, hulle sê ek's bedrag. Hy sê, nee, ek het nie soveel geld nou nie, ek doen dit sommer self. So al die engine uit, al die parte uit. En uiteindelik toe hy die engine moet torque, ek weet die hele manne wat weet van al sulke goedes, toe hy iets moet torque, toe draai hy die bout of die moer af. Ek weet nie wat hy daarna gesê het nie, dit het hy nie vir my gesê nie, maar bout en moer klink vir my baie goed. Toe het hy gesukkel om dit weer uit die blok uit te kry, uiteindelik het hy dit uitgekry en hy het die gadgets opgesit en sien daar die motor loop en hy ry en daar's toe weer olie
of water in die olie, of olie in die water, ek weet nie. En daar staan die engine weer. Ons kan nie alles regmaak nie. Ons dink ons kan. Manne, ons kan nie. Jy het ook hulp nodig. Jy het ook nodig om met iemand te gesels. Jy het ook vertrouelinge nodig. Male sonder tal het ek hierdie einste verskynsel in die studeerkamer aanskou. Vrou lief, pak uit. Dominee, dit gaan so in die huwelik. Ons beklei en ons raai, as jy gesels en oor die dinge wat nie reg loop nie. En man lief sit net daar en staar voor hom uit soos 'n muis wat deur 'n slang gehipnotiseer is. Hy roer nie. Totaal en al passief en uncooperative. Altwee soek oplossings vir die probleme in die huwelik. Altwee soek antwoorde. Jy vra vir die man, wil jy skei? Soek jy antwoorde? Kan ek jou help met iets? Aan die einde van die gesprek, broers en susters, is dit net vrou lief wat praat en man lief wat soos 'n skulpvis toegeklap het. En weet jy wat? Male sonder tal, deur 36 jaar in die bediening het ek dit gesien. Al een wat op die ou einde, as 'n oorwinnaar uit die hele affære uitstap, is die prokureur wat die skei saak hanteer en die groot rekening uitskryf. Baie mense kan hulle self nie so ver kry om die telefoon op te tel en iemand te skakel en te sê ek wil jou kom sien of vir jou met jou kom praat oor iets in my hart of binnekant nie. Mense kry dit soms nie reg om verbaal die pyn wat binne is net vir iemand anders oor te dra nie. Ek het begrip daarvoor. Vir iemand as iemand wat soveel jare in die studeerkamer moes luister, duisende en duisende ure moes luister na mense, het ek begrip daarvoor. En nou vir jou wat dit nie kan regkry om te praat nie, wil ek sê, vat 'n stuk papier, of skuif agter jou rekenaar in, en skryf jou gevoelens en jou negatiewe ervarings neer. Jy kan dit selfs later vir 'n vriend of 'n vriendin gee wat jy kan vertrou, of die predikant gee en sê, hier, dis soos ek voel, lees dit. Om te skryf, sê Willie Estreys in een van sy nuutste boeke, is ook 'n manier van praat. Dit is so, Willie, dit is so. Om te skryf is 'n manier om te praat. Dit help om dit wat binne wat verwring is en deur mekaar lyk, te formuleer en uiteindelik in die regte perspektief te plaas. Miskien is jy nie 'n spreker nie, maar miskien is jy 'n skrywer. Om te skryf help jou uiteindelik om die kreupelhout wat in jou kop en jou hart versamel het, om dit uit te kry. Ek reken stellig ook, dis een van die redes hoekom iemand soos Adam Small byvoorbeeld begin skryf het. Hy het met sy gedigte probeer om die seer van 'n apartheidsverlede op 'n sinvolle manier te verwerk deur dit in woorde om te sit. Het dit vir hom gehelp? Ek wil so glo, ja. Maar nou wil ek nog iets sê, en daarmee gaan ek afsluit. Broers en susters, asseblief tog in hemelsnaam, moet tog nie dit wat jy skryf op Facebook of op Twitter gaan uitstal vir almal om te lees nie. As jy dan nou so ver kom en so uitdagend en so braaf raak om te skryf, moet dit net nie daar gaan sit nie. Ek weet nie wat deesdae met ons mense in Suid-Afrika aangaan nie. Ek en my man het gisteraand 'n vieslike uitval in die slaapkamer gehad, skryf 'n vrou glo ons onlangs op Facebook. Wat op dese aarde? Wie stel belang om te weet hoe dit in jou slaapkamer gaan? Dis wat my betref nog interessant, nog heilsaam om dit te lees en om dit te weet. Nee, broers en susters, wanneer jy jou hart teenoor iemand anders oopmaak, en jy moet mooi luister, want dit mag dalk eendag jou ten beurt val. En jy wil oor jou diepste seer en jou trauma en die dinge van die verlede wat jy nie regtig na al die jare in perspektief kan kry nie met iemand wil deel, is dit slegs vir daardie persoon se ore bedoel, wat jy volkome kan vertrou en waar jy na algehele privaatheid met mekaar kan gesels. Ek weet nie wat Dawid met sy pyn gemaak het nie. Ek weet nie hoe hy uiteindelik dit reg gekry het om hierdie dinge wat gebeur het, wat sy hart geskeur het, sinvol in perspektief te kry nie. Jy weet, konings en predikante het nogal iets in gemeen. En dit is, hulle kan nie sommer met enige een oor hulle probleme gesels nie. Laat staan nog hulle diepste geheime. Jy geweet wat het die dominee gedoen. Dit is voorblad nuus.
So Dawid het gedoen, heel waarskynlik wat baie dominees doen, hy gaan na die Here toe en praat jou hart uit, beleef 'n katarsis daar, staan op jou knieë en huil voor die Here, en uiteindelik kom daar 'n stuk heling. Maar broers en susters, daar's niks wat die plek kan inneem van 'n vertroueling, of iemand met wie jy jou hart kan oopmaak, en wie se oë jy kan kyk, en wie kan sien wat deernis 'n begrip vir jou het, en jy kan jou pakkie daar op die tafel oopmaak, en agterna die verligting voel van, ek het gedeel met. As jy vanmôre hier sit met iets wat jare terug gebeur het, wat steeds jou hele lewe vanmôre in 'n negatiewe manier bepaal en rig en beïnvloed, wil ek vir jou sê, moenie daarmee bly loop nie. Moenie wag tot die laaste asemteug voor jy sterf, om iets daarvan uit jou hart te kry, nie, hierdie laaste bekende woorde van bekende mense. Wat 'n tragiek. Gaan sien iemand. Gaan praat met iemand. Maak jou hart oop. Raak ontslaaf van die afvalmateriaal wat jy dalk al vir jare in jou binneste opberg. Ek sluit met 'n laaste aanhaling uit professor Bernard Lategan se artikel. Hy sê as die verlede benader kan word vanuit 'n toekomsperspektief en die moontlikhede wat daardeur ontsluit word, begin 'n proses wat mense en gemeenskappe in staat stel om aan te beweeg en gesond te word. Ek sê amen daarop. Hy het hierdie artikel geskryf met die oog op die huidige situasie in Suid-Afrika. Here mag dit gee dat ons perspektief kry. Dat alles wat in die verlede gebeur word uiteindelik nie 'n tafelberg word nie, maar dat ons dit kan gelyk maak, dat ons dit kan effen. Dat ons dinge in konteks kan kry, en gesond kan word, en kan aangaan, en dat jy 'n volk kan kry wat kan opstaan en 'n verskil maak in die Afrika-kontinent en in die res van die wêreld. Amen.